Goeienaand gemeente, welkom aan almal wat vanaand hier so is by ons, almal wat dit moontlik maak dat ons vanaand hier by mekaar kan wees en ook almal wat saam kyk. Dit is vir ons 'n voorreg dat julle hierdie tyd saam met ons deel. Welkom by ons oujaarsdiens. Oujaarsdiens is op 'n manier 'n vreemde diens in die kerk. Dit is nie 'n kerkdag, as ek dit so kan stel nie. Dis nie 'n hervormingssondag nie. Dis nie 'n dag in ons kerkkalender nie. En dis ook nie 'n Sondag nie. Ons hou diens as gevolg van 'n sekulêre kalender. En dis vreemd op 'n manier vir ons in die kerk. Maar dit is ook mooi, want dit sê iets van die feit dat ons as kerk hier in die wêreld is. En dat ons weet dat daar, as 'n mens dit so kan sê, 'n groter kalender is waarom tyd draai as die een wat ons van jaar tot jaar volg. Maar dat ons hier is en dat God met ons hier is in hierdie kalender waarin ons lewe. Vanaand is so amper 'n knoop in ons lewens. Ons knoop gedeelte van hierdie jaar af op 'n manier. En ons merk dit so met hierdie diens. God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En is daardie God wat ons vanaand groet. Maar mag hy ook in die tussentyd, tussen die begin, die Alfa en die einde, die Omega, sy nabyheid voel. Kom ons staan en ons sing 'n loflied saam. Lied 205 bring lof aan die Vader. Julle plekke inneem. Kersdag is al verby, maar ons is nog steeds in Kerstyd. Daarom steek ons ook vanaand die Christuskers aan. Nog iets om ons te herinner daaraan dat ons in 'n spesiale tyd in die kerkjaar is.
Vanaand wil ek vra dat ons begin met 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons staan aan die einde van die jaar. Dit is soms goed om net so vinnig bestek op te neem van die jaar wat verby is. Nou, ons het nie vanaand tyd vir die hele jaar nie. Maar ek wil vra net daar waar jy sit, dat jy vir 'n oomblik net jou gedagtes sal laat gaan oor die hoofgebeure van hierdie jaar wat verby is. Dit wat vir jou uitstaan. En wil ek vra dat jy dit sommer daar waar jy sit aan God opdra. Amen. Daar was sekerlik goeie goed in die jaar wat verby is en daar was ook slegte goed in die jaar wat verby is. Ons weet dat ons moet soek in ons wiplank bestaan vir konsekwentheid op 'n manier om altyd vas te hou aan Christus. Een manier is dat ons in tye wanneer dit goed gaan en tye wanneer dit sleg gaan, sal vashou aan die vrede van God. So kom, terwyl ons so sit, kom ons sing saam, laat Heer, U vrede deur my vloei. Nou wil ek vra dat jy ook vir 'n oomblik 'n tydjie neem om te dink aan die jaar wat kom. Daar is sekerlik goed op jou gedagtes oor die jaar wat kom. Neem 'n oomblik, as ek dit so kan beskryf, vat God, neem God in jou, deel met God hierdie goed wat in jou binnekant jou besig hou. Gee dit vir hom en deel met hom dit wat jou bekommerd maak, maar ook dit wat jou opgewonde maak oor die jaar wat kom.
Liefdevolle God en Hemelvader, Immanuel, ons dank U dat U God met ons is en dat U Seun gestuur het om onder ons te woon en ons na die ware lewe te lei. Gee dat die hoop, die vrede, die vreugde en die liefde waarvan ons in die tyd van Advent gehoor het, 'n volle werklikheid in ons lewe sal wees, ook nou waar ons aan U aanbid en dien. Amen. Ons gaan nog 'n lied sing en ons sing hierdie lied ook met volgende jaar in gedagte. Ons het, toe ons oor die jaar wat verby is, gedink en gesing van vrede. En nou, terwyl ons dink aan die jaar wat kom, en al die ontelbare moontlikhede van alles wat gaan gebeur, begin ons met die idee van vergifnis. En op die tema van vergifnis, dit is dalk ook 'n gepaste geleentheid om ook vir 'n oomblik net te dink aan die familie, die vriende, die naby mense van oorlede aartsbiskop Tutu, wat in hierdie week oorlede is. Veral wanneer dit by vergifnis kom, het hy vir die hele wêreld 'n klompie reël, 'n klompie was hy 'n ordentlike voorbeeld gewees. So terwyl ons so sing, ons sing lied 245, net die eerste vers. Ons het vanaand 2 tekslesings. Ons lees die eerste gedeelte is uit Genesis 12 van vers 1 tot 6 en die tweede gedeelte Genesis 25 verse 7 tot 11. Kom ons bid saam voordat ons verder lees. Hemelse Vader, U wat die Seun gestuur het vir ons, wees ook vanaand hier by ons. Hier op ander plekke, ons weet dat U teenwoordigheid nie vas is aan ons geboue of ons teenwoordigheid nie. Maak ons vanaand, waar ook al ons mag wees, weer bewus van U nabyheid. Amen. Ek lees vir ons Genesis 12 vers 1 tot 6 en Genesis 25 verse 7 tot 11. Ek lees uit die direkte vertaling. In Genesis 12 van vers 1 lees ons: Die Here het vir Abraham gesê: Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek vir jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën word. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Abraham met sy vrou en Lot, sy vrou het Sara, sy vrou Lot, Sara sy vrou en Lot sy broerskind geneem, ook al die besittings wat hulle bekom het en al die mense wat hulle in Haran verkry het. Hulle het vertrek om na die land Kanaan te gaan en het in die land Kanaan aangekom. Abraham het deur die land getrek tot by die plek Sichem, tot by die akkerboom van More. Die Kanaaniete was toe in die land. En dan Genesis 25 verse 7 tot 11. Dit is die aantal jare van Abraham wat hy geleef het.
al 175 jaar. Abraham het sy asem uitgeblaas en op 'n hoë ouderdom gesterf, oud en na 'n vol lewe, en hy is met sy mense verenig. Isak en Ismael, sy seuns, het hom begrawe in die grot van Magpela, wat oos van die Mamre lê, op die grond van Efron, die seun van Sogar, die Hetiet, die grond wat Abraham van die Hetiete gekoop het. Daar is Abraham begrawe en ook Sara, sy vrou. Na Abraham se dood het God sy seun Isak geseën. Isak het toe by Beer Lahai Roi gewoon. Ons lees net tot sover. Het jy al ooit in jou lewe getrek? Huis getrek, meubels geskuif? As jy nog nie het nie, is jy baie gelukkig. Maar as jy al het, dink net vir 'n oomblik aan daai gebeurtenis. Kan jy onthou hoe dit was om jou huis te trek, om alles wat jy gehad het op te pak in bokse en dit te versend na 'n nuwe plek toe? Wat onthou jy daarvan? Die meeste mense reken dat by die trek van 'n huis, die trek van 'n mens se meubels, die trek van jou eiendom, is daar nie baie positiewe emosies by betrokke nie. Daar is hoë vlakke van stres, van angs, want daar is soveel goed wat kan verkeerd loop. As ons bietjie dink aan hierdie idee van trek van een huis na 'n ander en dink aan hierdie teksgedeeltes van Abraham, kan dit ons dalk ietsie leer vir die jaar wat kom. Kom ons begin wanneer ons trek by die oppak van die ou huis. Die plek waar jy al vir 'n rukkie bly, 'n plek waar jy dalk al vir dekades bly, maar selfs al is dit nie so lank nie, 'n plek waar jy gewoond geraak het aan die huis, waar die uitleg van die huis vir jou voel soos die uitleg van alle huise. Dit is vir jou die bekende, waar sekere meubelstukke op sekere plekke staan, waar sekere goed op sekere maniere gedoen word. Om te trek is nie maklik nie, want ons moet al daai goed vat en dit in 'n boks sit na die onbekende toe. Daar is soveel ruimtes wat jy bykom as jy dit moet leegmaak en waar jy gekonfronteer word met gedagtes aan mense wat jy aan dink. Jy gaan goeders inpak in hierdie bokse in wat vir jou herinneringe oproep aan gebeure. Miskien waar jy die ding vandaan gekry het, of miskien net iets wat gebeur het en wat vir jou vasgehak het aan hierdie voorwerp. 'n Ding wat gebeur as mens so oppak, veral as jy lank gebly het op 'n plek, is dat jy anders kyk na die plek waar jy gebly het. Want die oomblik wat die meubels, die bekende skuifbare goed in die huis weg is, lyk die huis anders. Die vertrekke lyk leer, dalk groter. Die huis is dalk valer, want 'n klomp goed wat lewe gegee het aan die huis is nou weg. Jy sien dalk, jy kry dalk goed wat jy lankal gedink verlore is, agter 'n bank of agter 'n kas, amper soos herinneringe wat jy van vergeet het en wat jy ook so raakloop in jou huis. Partykeer kry mens goed, 'n voorwerp iewers in 'n kas en dan besef jy maar iewers lank gelede in my lewe het ek hierdie ding gekoop of gekry omdat dit essensieel was vir my om mee te bestaan. Ek dink maar net aan die goed wat ek gebruik het toe ek in die koshuis was om kos te maak. Ek het nie baie kos gemaak nie en dit was ook nie goeie kos nie, maar daar's baie min van daai bakke wat ek nou nog gebruik, want ek het dit nie mooi opgepas nie, is die een ding, maar die plek waar ek bly lyk ook nou anders. Jy kan in 'n bekende kamer inloop, dalk een waar jy vir dekades in geslaap het, en skielik voel die kamer anders. Die kaste lyk leer en groter. Jy kon nooit
het gesukkel om al jou goeders in die kas te kry en nou laat dit uit is dat die kas te vir jou so groot. Partykeer ontdek jy selfs iets wat jy met die vorige trek in sy boks gelos het en nog nie weer oopgemaak het nie. Jy onthou goed waarvan jy ook vergeet het. Is amper as jy 'n ou foto sien en jy sien vriende raak wat jy gehad het lank terug in jou lewe wat jy van vergeet het en dalk selfs wat jy daar sien en jy kan agterkom as vir hierdie geleentheid moes ons goeie vriende gewees het, maar ek sukkel om die persoon te onthou. As ons so, wanneer ons deel is in die eerste deel van trek, hierdie oppak om ons lewe in bokse te pak en te organiseer, skep dit by ons ook herinneringe. Dis 'n metafoor vir 'n oorgangstyd ook in ons geestelike lewe. Amper soos nou aan die einde van die jaar. En dan kom ons by die uitpak in die nuwe plek, in die volgende plek. Jy moet die goed wat vir jare op 'n sekere kas in jou ou kombuis was, moet jy 'n nuwe plek soek en geen twee kombuise lyk dieselfde nie. So dit wat naby die stoof kon staan in hierdie huis wat lekker gewerk het, kan nie meer naby die stoof staan in die nuwe huis nie. En soos jy kan dit nou uitpak vandag met jou trek, maar die kans is mettertyd gaan die goeders maar skuif, want jy gaan agterkom in hierdie nuwe kombuis werk dinge nie heeltemal so lekker met die goed op dieselfde plek waar dit was nie. Jy gaan dieselfde bakke gebruik, dieselfde messe, dieselfde lepels en vurke, maar jy gaan dit op ander plekke bære. Jy kom by 'n nuwe plek en jy moet vir die ou goed wat in bokse gepak is, in 'n nuwe realiteit amper nuwe plek vind. Beddens wat gepas het in kamers pas nie meer nie, meubels wat gepas het in jou ou huis pas nie meer nie, jy sukkel om 'n bed in te kry in die gang met vreemde hoekies en draaie, goed wat jy nooit geplaai toe jy gebly het saam met hierdie meubels nie. Aan die einde van die jaar is dit bietjie so met ons gedagtes. Ons dink aan die jare wat verby is en dit wat gebeur het en ons wonder oor al die goed wat ons al vergeet het. Wat het hierdie jaar gebeur wat ons op 'n stadium baie oor bekommer het, maar wat glad nie meer belangrik is nie, soos daai goed wat ons kry daar agter in die kas. Partykeer kom ons so aan die einde van die jaar en ons word geforseer om goed, as ek so kan sê, wat ons gebeure het verlang in ons lewens uit te haal en oop amper voor ons neer te lê voordat ons dit weer inpak. Amper asof ons bietjie dit wat gedagtes wat ons gehad het deur die jaar kon onderdruk vir 'n ruk en as ons aan die einde van die jaar kom en ons dink maar sjoe, hier is 'n nuwe jaar, kom dit outomaties by ons op. Mense kan amper sê in so 'n oorgangstyd is dit so asof jy van een realiteit na 'n nuwe realiteit toe trek. Dit wat hierdie jaar gewerk het, gaan nie noodwendig in die jaar wat kom werk nie. En lanklaas was ons so bewus daarvan, soos in die laaste klompie jare. Ons kan veral sê in die laaste klomp jaar met al die opskuddings, is dit asof ons teen ons wil geforseer is om almal op 'n manier uit die huise, die realiteite wat ons in gelewe het, te trek. Dit wat gewerk het op een stadium werk nie meer nie. Ek onthou dat in hierdie jaar wat verby is, ek op 'n stadium nogals dit my getref het, toe ek besef, maar hierdie jaar wat kom, aan die begin van hierdie jaar, gaan alles nie weer wees soos dit was nie. Iewers in my agterkop het ek aan die einde van verlede jaar so 'n mooi jaar teruggedink, maar in die jaar wat kom, gaan dinge weer wees soos dit was, en dit was toe nie. Dit is amper soos om in 'n nuwe huis in te trek. Jy kom in die huis en dan ontdek jy die nuwe huis. Jy sien goed wat jy nie gesien het toe jy voor die tyd kom kyk het nie. Jy moet die meubels inpas, dit werk nie lekker nie. Jy gaan dalk selfs meubels of goed wat jy aan wil vashou, gaan jy dalk maar van ontslae moet raak, want daar's net nie plek nie. En so is dit ook met so 'n oorgangstyd, so 'n nuwe jaar. Party van ons is jonk, ons gaan dalk van 'n kleuterskool na 'n laerskool toe. En jy weet dat jy nie dit nooit weer dieselfde gaan wees nie. Ek gaan van laerskool, hoërskool toe, van hoërskool af begin ek werk of studeer en hoe ek gelewe het in daai tyd
gaan nie meer werk wanneer ek hierdie volgende fase betree nie. En ons staan nou vandag en môre ook op so 'n oorgangstyd. En ons kan stil staan en net vir 'n oomblik dink aan Abraham. Toe die Here vir hom sê, vat jou goed en trek, het hy alles wat hy gehad het opgepak. Ons lees hier goedere, mense, slawe, maar ook sommer, soos wat daar staan, mense wat hy bymekaar gemaak het. Hy het alles wat hy besit het saamgevat, maar tog het hy baie goed agtergelos. Sy familie, vriende, familiebande. Hy het ook so 'n oorgangstydperk beleef. En hy het ook na hierdie nuwe tyd gekyk en gedink aan hierdie belofte wat God vir hom gegee het. Ek gaan jou baie maak. Ek is seker dat die prent wat Abraham in sy kop gehad het, toe hy hierdie pad met God begin stap het, nie die prent is wat hy gehad het aan die einde van sy lewe, toe hy begrawe is nie. Dit is een van die moeilikste goed van verandering, of van so 'n tyd van verandering, 'n tyd van oorgang, is dat ons so baie idees het oor die tyd wat kom, en dat dit so maklik nie so uitdraai nie. Die vraag is nou, hoe moet ons lewe met al hierdie bagasie, hierdie meubels in ons huise, hierdie meubels in ons lewe? Ons kan nie anders as om gereeld, emosioneel, geestelik in ons lewens eksistensieel te trek nie. Die lewe verander, die huise waarin ons bly, emosioneel en geestelik verander. Partykeer hou ons vas aan spesifieke meubels wanneer ons in hierdie oorgangstyd verkeer. Hou ons vas aan spesifieke items. As ons dink aan 'n nuwe tyd en hoe ons besluite moet neem, dan is dit vir ons soms moeilik om te dink, maar wat sou God eintlik nou van ons wil gehad het? En dan kan ons dalk aan spesifieke meubels vashou en sê, maar ek moet nou 'n spesifieke besluit neem en dis of hierdie kant toe en of daai kant toe, en is of God se wil of nie. Ons sien met Abraham dat so baie dinge verander het, van die tyd wat hy begin trek het, tot die einde van sy lewe. Baie min goed het dieselfde gebly. Sy verstaan van die groot belofte van God het nie eers dieselfde gebly nie. God het dieselfde gebly, maar alles om hom het verander. Hy het al hierdie besittings saam met hom geneem, hierdie meubels, familie, vriende. Aan die einde was dit alles anders. Die enigste ding wat konsekwent gebly het, is sy verhouding met God. Dit is die stukkie realiteit, as ek dit so kan sê, daardie stuk van ons geestelike huise wat ons aan moet vasklou. Daar's meubels wat ons kan saamvat, daar is herinneringe wat ons kan saamvat, maar die belangrikste is hierdie verhouding met God en die mense om ons, sodat ons sinvol kan leef. In 'n tyd soos hierdie sien ons uit na nuwe dinge, maar ons neem ook afskeid van ou dinge. Ons trek in 'n nuwe tyd in ons lewe. Ons het 'n geleentheid om goed oor te begin en om die goed wat ons vashou weer te waardeer. Amper soos iemand wat verlang naby die see bly en na ruk nie meer agterkom hulle bly by die see nie. Vir iemand van die Vrystaat af is dit onverstaanbaar. Daai verandering is wat die verskil maak. Soos wat ons trek met 'n huis, kyk ons anders na die plek wat ons gebly het, en vir daai eerste ruk in die nuwe huis is ons 'n bietjie ongemaklik, want die huis is anders as wat ons ken. Dieselfde gebeur met ons geestelik. Abraham se verhouding met die Here was deurgaans teenwoordig in sy lewe, maar dit het ook verander in sy lewe. Hoe hy met God gepraat het, hoe God met hom gewerk het verander. En dan kan ons vashou op hierdie einde van hierdie jaar. Baie dinge gaan verander ook in hierdie jaar. Die wêreld gaan volgende jaar nie lyk soos hy nou lyk nie. Maar daar is hierdie verhouding waar ons kan vashou, hierdie belofte van God, wat met ons end uit die pad sal stap. Hy wat die Alfa is, wat by die begin was, sal ook saam met ons wees in die einde, en hy is ook met ons in die nou
in die tussentyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan aan die einde van 'n ou jaar en aan die begin van 'n nuwe jaar. Volgende jaar gaan ons dieselfde sê dat die ou jaar, volgende jaar gaan ons van ons nuwe jaar nou ook sê dat dit 'n ou jaar is. Herinner ons in die jaar wat kom, wanneer ons oorweldig voel, wanneer ons lewens, ons huise die mekaar gekrap word, wanneer die meubels nie op die plekke staan waar dit moet nie, dat daar 'n groter prentjie is, en dat daai groter prentjie ons verhouding met U is, en ons koneksie met U is. Mag ons vasklou aan U, soos wat Abraham geklou het aan U, reg deur sy lewe, soos wat dinge ook verander het. Mag ons moed hê vir die jaar wat kom, mag die moontlikheid van veranderinge ons nie onderkry nie. Amen. Met lied 492, ons sing net vers 1, in U is vreugde. Kom ons staan en sing saam. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou vreugde gee.